In die nuus vanaand, die DA dreig om regering van nasionale eenheid te verlaat nadat president Cyril Ramaphosa Andrew Whitfield uit kabinet skop. Sterk winde en swaar reën veroorsaak grootskaalse skade in die Wes-Kaap. En die Du Plessis-familie soek antwoorde nadat hulle familielid in die Witstrand Psigiatriese Hospitaal in Potchefstroom sterf. Dit is tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die DA het 'n 48-ure ultimatum aan die ANC gerig nadat president Cyril Ramaphosa die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging Andrew Whitfield afgedank het. Ingevolge die ultimatum wat deur die DA-leier John Steenhuisen gestel is, moet die ANC binne 48 uur al sy ministers en adjunkministers afdank wat by korrupsieskandale betrek word. Steenhuisen het Whitfield se afdanking as 'n deurdagte politieke aanval op sy party bestempel. Hy het gepraat tydens die parlementêre debat oor die wet op die verdeling van inkomste. Pleks van die DA se Andrew Bateman, wat geskeduleer was om aan die debat deel te neem, het Steenhuisen die geleentheid gebruik om te verduidelik wat tot Whitfield se afdanking gelei het. On the 12th of February, Deputy Minister Whitfield had written to the President requesting permission to travel. 10 days later, he had not received a reply or any response whatsoever about the trip. Whitfield subsequently wrote to the President to apologize if he had caused offence. Again, he received no response. Steenhuisen het daarop gesinspeel dat Whitfield se weiering om sekere afsprake te maak wat hy as verdag beskou het, tot sy afdanking gelei het. Volgens hom is Ramaphosa se optrede 'n teken dat hy DA-LPs anders beoordeel as die van die ANC. While a DA deputy minister is removed for not getting a response to seeking permission to travel, there are members in the cabinet who are implicated in the VBS scandal and looting. There are members in the cabinet. There are members in the Order, cabinet honourable members. who, despite apparently misleading Parliament over an attempt to deploy corrupt cadres to CETA boards, remains in the cabinet. Steenhuisen het verwys na 'n reeks onderpresteerdes en mense wat betrek word by staatskaping wat steeds in die kabinet is. Hy sê as Ramaphosa nie die ministers binne 48 uur verwyder nie, sal die ANC se optrede ernstige gevolge vir Suid-Afrika hê. Eybre Babie, SAIK nuusparlement. Die minister in die presidentskap, Kombutso Chaveni, sê die Zambiese regering en die familie van wyle oud-president Edgar Lungu moet die interdik wat die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria toegestaan het, gebruik om 'n middeweg te vind om die voormalige staatshoof 'n waardige begrafnis te gee. Chaveni het die media toegespreek oor die uitkomste van gister se kabinetsvergadering. Die Hooggeregshof het gister die uitspraak gelewer kort voordat Lungu in Suid-Afrika begrawe sou word. Cabinet has noted the judgment of the High Court of Pretoria interdicting the burial of the late President Lungu in South Africa after mutual agreement by the parties. Cabinet urges both the Lungu family and the government of Zambia to use the opportunity granted by the High Court to find each other to ensure a dignified burial of the late president in accordance with the honours befitting a state president. Sy sê die kabinet het diepe kommer uitgespreek oor die oorlog tussen Iran en Israel en die betrokkenheid van die VSA. Cabinet calls for an urgent de-escalation of hostilities, restraint and full compliance with international law by all parties to prevent further human suffering. Nchabeni sê daar is vordering met die implementering van die aanbevelings van die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping. The key highlights include asset recovery linked to the state capture increase from 2.9 billion in October 2022 to 11 billion by March 2025. The overall target is to recover almost 50 billion rands when the implementation is concluded. Die kabinet het ook die publiek gemaan om versigtig te wees te midde van ongunstige weerstoestande.
Die spreker van die stad Tshwane, Cledi Zwanana, het 'n DA-geleide mosie van wantroue oorleef. Die DA beskuldig die spreker daarvan dat hy sedert 2023 die Tshwane Raad ondemokraties bestuur het. 114 raadslede het teen die mosie gestem, met 82 ten gunste daarvan. Niemand het buite stemming gebly nie. Die Tshwane veelpartykoalisie kon suksesvol 'n DA-geleide mosie van wantroue teen die spreker afweer. Die DA, beweer in Zwanana, het die raad op so 'n wyse bestuur wat gelyke deelname van raadslede belemmer het, veral wanneer die spreker se koalisievennote uitgedaag is. We want to be able to express ourselves in a democratic council, where we are saying we want to bring an amendment to a report. The speaker said, you are well within your rights, but because I will not allow. So it cannot be in two councils meeting, the speaker uses his feelings instead of applying the rules of council to make decisions. Zwanana sê die DA se beweringe is ongegrond, aangesien sy werk deur reëls gereguleer word. As the champion of oversight and holding the executive accountable, I conduct the meetings of council in accordance with the rules and orders by law. Verskeie partye het so op die mosie se uitkomste reageer. We defeated them. As a coalition government that is working for the people of Tshwane, we have defeated the enemy, and then the enemy is now bruised. We always said we want a stable political environment, and the reason why we have removed the DA is because we are of the view that politically there was no stability. What the DA was trying to do today was to try and dismantle an administration that is effective. Unfortunately, they don't have the numbers. We'll continue to be determined in ensuring that we deliver critical services to our people, cleaning our townships. Die mosie teen in Zwanana volg slegs 'n dag nadat die Johannesburgse burgemeester, Dada Morero, 'n soortgelyke mosie in sy raad oorleef het. Die Johannesburgse spreker uit Action SA geleedere, Nobuhle Mthembu, is egter die deur gewys. Nou dat die Weskaap, waar owerhede besig is met opruimingsveldtogte en om skade te beraam, na giere weer groot dele van die provinsie getref het. Bome is ontwortel en stormopdrifsels is aangemeld in onder meer Blue Downs, Constantia, Blackheath en Bellville. Dreineringsstelsels kon in sekere dorpe nie die oorstromings hanteer nie en het talle huise onder water gelaat. Inbakstudies was ook aan die gang in Middelpos in Saldanha aan die Weskus, nadat 'n groot deel van die informele nedersetting oornag oorstroom het. Sterk wind en swaar reënval het honderde inwoners van Middelpos in Saldanha weerloos gelaat teen die koue front wat dele van die provinsie getuister het. Die munisipaliteit sê 'n ongewone hoeveelheid reën het oornag geval wat die stelsels nie kon hanteer nie. Die distriksmunisipaliteit het hommeltuie gebruik om die omvang van die oorstromings te bepaal. Dis die hoogste wat ek nog in 14 jaar gesien het, by verre. Ek bedoel, hier's 'n goeie voorbeeld van 'n bakkie. Daai bakkie se neus was gister onder die water. Dit is hoe diep dit was. Jy sal sien in 'n uitbeweeg op die oomblik lorries, ons het 16.000 liter watertankers wat al reg deur die nag werk. So hierdie is, alhoewel dit hoog is baie laer as wat dit gisterand was. Dit was gisterand krities. Deur die nag het ons die pad droog gekry. Vanoggend ons weer harde reën gekry. Informele huisies is die ergste geraak, met dakke wat afgeskeur is, terwyl die stygende vloedwater hul besittings deurdrenk gelaat het. Inwoners is bekommerd dat met nog verwagte reënval en ysige weer groter ongerief hulle voorland is. Die water het maar dwars oor ons huise, so daar by ons af. Almal ons, ek moet sê, die mense wat nog geskuif het uit die pad het waar die pad moet kom. Ons huise is almal gedamaged. Die reën was baie erg. Vreeslike storm, ek het nou nie eens 'n droë klere om aan te trek. Die kosse is ook alles weggestroom, alles. Geen sterftes of beserings is aangemeld nie. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en humanitêre hulporganisasies het inwoners bygestaan. Die Gift of the Givers sê hy is oorval met oproepe om hulp van gemeenskappe reg oor Kaapstad, hier in Middelpos en Vredenburg. Ons het gistermiddag net so na 2 het ons 'n request gekry van Kerel Ferris van Saldanha by Disaster Management oor 'n
oor die vloed hier so in Saldanha Middelpos, waar Saldanha Middelpos een wijk het wat effect is, en dan ook in Vredenburg drie verskillende wijke. So ons sal hulle assist met warm kos en as ook kobes en water. Nog reën word vir dele van die provinsie tot die naweek voorspel. Vanessa Puna, SAK nuus, Saldanha. Intussen probeer die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal om infrastruktuur te herstel na onlangse vloede. In die Oos-Kaap is groot skade aan paaie, brûe en ander infrastruktuur veroorsaak en die landbousektor het ook groot verliese gelei. Die provinsie beraam die skade op net meer as R5 miljard met 'n dodetal van 101. The floods also caused significant damage to both economic and social infrastructure. The impact of the floods caused significant damage to roads, to schools, healthcare facilities, livestock, disrupted basic services such as water, electricity, and houses were destroyed. Infrastructure damage assessments have been done and finalized. The cost of repairing the damaged infrastructure is estimated at $5.1 billion. In KwaZulu-Natal is minstens 20 mense dood en honderde dakloos gelaat sedert die provinsie in 2022 ook swaar deur vloede getref is. Die provinsiale regering het R227,7 miljoen in rampverligting aan munisipaliteite toegeken. We have been complaining on the issue of the drainage systems in municipalities and even the disaster centers equipment. I think we are of the view that the funds, because they have been given to municipalities, they are being spent in the right way, and we will be receiving a report from the MEC for Kokta on how they have been actually spent by the municipalities. Die Middellande en die suidelike dele van die provinsie is die swaarste getref. 'n Ondersoek is geloods na die dood van 'n pasiënt by 'n psigiatriese hospitaal in Potchefstroom en Ellen Boesak sê die doelwitte van die Vryheidshandves is nie bereik nie. Meer hieroor na die reklamebreek, bly by ons. Ons gaan voort en ons waarsku kykers dat die volgende berig sensitiewe kykers kan ontstel. Die Noordwes Gesondheidsdepartement het 'n ondersoekspan van 9 lede aangewys om die dood van 'n langtermynpasiënt by die Witstrand Psigiatriese Hospitaal in Potchefstroom te ondersoek. Familielede het 'n strafsaak geopen nadat ondersoeke getoon het dat die pasiënt ernstig verwaarloos en seksueel aangerand is. Die ondersoekspan gaan ook 'n ander voorval ondersoek waar 'n jong pasiënt uit die Mahikeng Provinsiale Hospitaal ontsnap het. Woensdagoggend het ek by die hospitaal gekom waar Quentin in 'n koma, ligte koma was. Sy oë was oop, maar hy het net op die bed gelê, sy bloeddruk baie laag, suikervlak baie laag, hy was op 100% suurstof gewees. Ek het met hom gepraat, maar hy het nie gereageer op my nie. Die dokter het daar kom staan, sy het begin ook bloed, dat sy vitals kyk, en ek het vir haar gevra, sy moet hom heeltemal oopmaak, die komberse, en toe het ek merke gesien op Quentin, en ek het begin afneem. So sy ribbes, blou kolle reg oor sy lyf, snymerke, krapmerke wat al sweer op sy hand. Sy voete, onder waar sy tone en sy voet inkom was gesny. Dit was nog ou droë bloed wat daar vasgesit het. Hulle het hom gedraai naderhand. Daar was merke agter op sy hout gewees. En ek het aangevra vir 'n rypkit wat teruggekom het positief. Dit was vars gewees, die merke, dit was jonger as 7 dae oud. Dit is van Colette Du Plessis se ontstellende herinneringe van gebeure nadat haar broer Quentin, wat 'n pasiënt by die Witstrand Psigiatriese Hospitaal was, na die nabygeleë Potchefstroom Hospitaal geneem is. Du Plessis het antwoorde geëis by die Witstrand Psigiatriese Hospitaal nadat sy haar 40-jarige broer se gekneusde en gehavende liggaam gesien het. Die Woensdag, nadat ek by Quentin in die hospitaal was, is ek Witstrand toe. Ek het daar met Dr. Wanna gepraat. En hy en sy
sy team, die CEO's, ons het almal gesit en ek het vir hulle die foto's gewys en ek het vir hulle gesê ek soek antwoorde. Want waar is die personeel in die aand as my boetie geskree het toe hy verkrag is? Waar is die personeel gewees aan die aande as hy getorture is? Want dit maak nie vir my sin nie. Ek wil weet waar hulle was. En hulle het al my notas gevat en hulle het my gevra om vir 25 dae stil te bly terwyl hulle die saak sal investigate. Die Gesondheidsdepartement het intussen 'n ondersoekspan aangestel om die voorval te ondersoek. We understand, of course, that the South African police services are also investigating, so we respect that, and we are also calling on the communities and other patients, our employees, to give the investigation a time. The MEC has directed the investigating team, led by a seasoned clinician, to ensure that by the 1st of August, a full report is given to him. Ironies genoeg sou Quinton op 1 Augustus sy 41ste verjaardag gevier het. Die geestelike leier en teen-apartheidstryder Dr. Allan Boesak beskryf die Vryheidsmanifest as een van die belangrikste politieke dokumente van die 20ste eeu. Hy het sy sienings gegee terwyl die land 70 jaar sedert die aanvaarding van die Vryheidsmanifest in Kliptown, Soweto op 26 Junie 1955 vier. Dit was die bloudruk vir 'n Suid-Afrika vry van rasisme en ongelykheid. Die Vryheidsmanifest is by die Kongres van die Mense aanvaar, waar sowat 3000 afgevaardigdes van uiteenlopende agtergronde vergader het. Dit was gebore uit die jarelange opstand teen die onderdrukking deur 'n wit minderheidsregering, 7 jaar nadat die Nasionale Party aan bewind gekom het en apartheid as beleid ingestel het, asook 'n nadraai van die verzetveldtog van 1952. Wat jy kan sê van daai manifest is dat dit 'n alternatief op die tafel gelê het, 'n ander tipe denke, 'n ander tipe raamwerk, 'n ander tipe aspirasie wat totaal in stryd was met die aspirasies van apartheid, maar wat die enigste pad was na die toekoms toe. 70 jaar later, in 3 dekades in demokratiese bestel, sê Boesak, is die visie van die Vryheidsmanifest nog nie verwesenlik nie. Suid-Afrika bly een van die mees ongelyke samelewings ter wêreld. Miljoene mense woon in plakkershutte en miljoene is werkloos. Ons het 'n politieke, ons het 'n sosio-ekonomiese beleid, neoliberale kapitalisme, wat die absolute teenoorgestelde is van wat in die Vryheidsmanifest voor oë gestel is vir ons almal. So niks van wat ons het in die laaste 30 jaar en wat gedoen is in die laaste 30 jaar is in lyn met wat die Vryheidsmanifest wil hê. Boesak glo dit is nou in die hande van die jonger generasie en diegene wat steeds vashou aan die visie van die Vryheidsmanifest om daartoe terug te keer en dit te implementeer soos die outeurs daarvan 7 dekades gelede gevisualiseer het. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Amerikaanse minister van verdediging, Pete Hegseth, sê hy is onbewus van intelligensie wat daarop dui dat Iran enige van sy verrykte uraan verskuif het om dit teen die VSA se aanvalle op sy kernprogram te beskerm. Hegseth het tydens 'n media-konferensie by die Pentagon joernaliste daarvan beskuldig dat hulle probeer om die sukses van Amerika se aanvalle op Iran se kernaanlegte te onderspeel. Iran se opperleier Ayatollah Ali Khamenei het intussen gesê Amerika het niks met sy aanvalle bereik nie. Hegseth het vrae beantwoord oor 'n gelekte voorlopige verslag van die Amerikaanse militêre intelligensieagentskap. Dit dui daarop dat die VSA se aanvalle Iran se kernprogram met net 'n paar maande vertraag het en nie veel vermag het nie. Right there. For certain that the uranium was removed from the facility before the B-2 struck. I'm not aware of any intelligence that I've reviewed that says things were not where they were supposed to be, moved or otherwise. And Mr. Chairman, a question for you. Have you been pressured to change your assessment or give a more rosy intelligence assessment to us by any political factors, whether it's the president or the secretary? And if you were, would you do that? I've never been pressured by the president or the secretary to do anything other than tell them exactly what I'm thinking, and that's exactly what I've done.
Kort na die aanvalle het kenners gewaarsku dat Iran waarskynlik sy verrykte uran verskuif het na ander kernpersele waarvan Israel, Amerika en kerninspekteurs van die VN nie geweet het nie. Die verrykte uran is blykbaar meer as 60% gereed vir die vervaardiging van 'n kernbom. Satellietbeelde van 'n tegnologiemaatskappy het gewys hoe lang ry voertuie voor die ingang van die Fort Howe aanleg staan en wag enkele dae voor dit deur Amerika gebom is. Tydens die mediakonferensie het die Amerikaanse weermag ook 'n video gewys van die skade wat die bankerbrekerbomme kan aanrig wat in die aanvalle gebruik is. Die video was blykbaar van 'n toets wat met die bomme gedoen is voordat hulle gebruik is om die 3 kernaanlegte in Iran te bom. Vroeër vandag het Iranse televisie 'n vooraf opgeneemde boodskap van Khamenei gewys waarin sy land se weerwraak missielaanvalle maandag op die VSA se lugmagbasis in Qatar as 'n harde klap in Amerika se gesig bestempel het. Die Iranse leier het ook gewaarsku dat sy land weerwraak sal neem teen enige toekomstige Amerikaanse aanval deur die VSA se weermagbasisse in die Midde-Ooste te teiken. Intussen het die VN se kernwaghond bevestig dat hy nog geen kommunikasie van Iran ontvang het dat die land sy samewerking met die internasionale atoomenergieagentskap opgeskort het nie. Dit het gevolg na berigte dat Iran se parlement die opskorting van samewerking met die agentskap goedgekeur het. In Nairobi, Kenia, het winkeleienaars en inwoners strate begin opruim wat geplunder is na gister se landwyse verzetoptredes teen die regering. Volgens die land se Amnesty Internasionaal is minstens 16 persone tydens die betogings dood, meeste aan die hand van die polisie. Gister se betogings was ter herdenking van verlede jaar se gewelddadige verzetoptredes teen voorgestelde belastingverhogings. Tientallen het toe ook gesterf. Daar was ook vroeër van dese maand botsings tussen betogers en owerhede te midde van die dood van 'n blogger, Albert Ojwang, in polisie-aanhouding. En nou vir die markaanwysers, soos om 8:00 vanaand. Dis dan ongelukkig af vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. Bly warm en bly veilig. Tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand beweeg nog 'n koue front oor die Weskaap. Dit bring baie swaar reën oor Kaapstad, 'n ligte kans vir reën oor die binneland en dan ook sneeuneerslae wat strek van die Weskaap oor die Drakensberg oor die Ooskaap en dit is dan vir vanaand 'n sterk wind langs die suidkus van Suid-Afrika. Nou kyk ons na môre en die reën wat meer ooswaarts beweeg, nog steeds sneeu oor die Drakensberg en dan oggendmiskolle oor die Noord-Kaap, die Vrystaat en dan ook 'n matige sterk wind langs die kuslyn van die land en dit is nou veral langs die ooskus. Ons kyk nou na waarskuwings wat uitgereik is en dit is vir vanaand. Hoë duinings langs die Weskus, die Suidkus, 'n stormsterk wind hier langs die suidkus van Suid-Afrika, ewige sneeuneerslae in 'n gedeelte van die Ooskaap, ook winderig in KwaZulu-Natal en langs die kuslyn van KwaZulu-Natal. Nog 'n waarskuwing wat uitgereik is vir môre en dit is ook hier langs die ooskus van Suid-Afrika, winderig en hoë seeduinings wat kan voorkom. Nou kyk ons na die temperature. In Pretoria gaan dit koud wees. Oornag 4, later 14 môre middag, Vereniging -1, later 11 en die maksimum vir Springs sal ook 11 grade Celsius wees. Nou meer na die noorde in Limpopo 26 vir Musina môre middag, Phalaborwa 24, oornag in Bela-Bela 4, later 15 gaan die maksimum daar wees. Ons volgende provinsie is in Mpumalanga, ook koud daar, Ermelo 1, later 12, Standerton oornag 1, later 13. Nou is ons in KwaZulu-Natal en dit is ook waar die stormsterk wind môre kan voorkom hier langs die ooskus. Richards Bay 18, Pietermaritzburg 5, later 16, Kokstad 0, later 13 gaan die maksimum daar wees. Nou is ons in die Ooskaap, in Gqeberha 18, Oos-London ook 18, gedeeltelik bewolk hier in die oostelike gedeeltes van die Ooskaap en die westelike gedeelte waar dit bewolk sal wees, 0, later 10 in Holemore. Ons beweeg nou na die Weskaap en die maksimum vir Kaapstad
Kaapstad sal 13 wees, so ook in Oudtshoorn en Klein Willem 8, later 15 môre middag. Nou is ons in die Noord-Kaap, het gaan koud wees in die Noord-Kaap môre, 2 later 11 in Appington, 0 vir Sutherland 7 en nou is ons terug aan die binneland, oornag baie koud in die Vrystaat, -2 vir Ficksburg, -2 ook vir Wepener, -1 oornag by die Gariepdam, 8 later môre middag en dan die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes, 12 vir Klerksdorp môre middag, Bloemhof oornag 0, later 11 en Tahoeng se maksimum is 13. Dis aan al van die weersentrum. Goeienaand.